Kom ons bid saam, en dan vra ons dat jy die skrif oopbreek en ons kom voed met die brood van ewige lewe vanmôre. Heilige Gees, Here, ons buig ons hoofde voor U met verwagting dat U uit die skrif uit met ons sal praat vanmôre. Mag U my gebruik as 'n instrument om vir die gemeente te sê dit wat U op my hart gelê het en dit wat die woord aan ons openbaar. Mag U ons gedagtes oopsluit, ons harte oopsluit om te verstaan dit wat die woord vir ons sê vanmôre. En mag U spreek, Here, en ons as U dienaars luister. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Nou gemeente, ons tema vir oggend is voor die troon, 'n voorsmaakie van die hemel. Nou voordat ons kom by die psalms, wil ek julle net herinner, so 2 Sondae terug, toe ek op die kansel was, het ons begin eintlik met hierdie reeks rondom gebed. Ons het gekyk na die disippels wat vir Jesus vra in Lukas, Here, leer ons bid. Ons het 'n bietjie gekyk na wat dit beteken. Die Sondag daarna het ons bietjie gesels oor Hebreërs 4 vers 16 se uitnodiging, wat vir my en vir jou sê, laat ons met vrymoedigheid na die genade troon toe gaan. En dat ons dan op die regte tyd redding en genesing en genade sal ontvang. En ons het 'n bietjie gepraat oor wat daai vrymoedigheid beteken. Ons het ook gesels dat gebede kan in verskillende forme na die Here toe gebring word. Ons het gepraat oor persoonlike gebed, oor gesamentlike gebed as 'n gemeente, oor jou huisgesin wat tot die Here nader, en natuurlik skietgebede, en dat hierdie tipe forme van gebed nie teenoor mekaar afgespeel moet word nie, maar dat hulle mekaar aanvul. Hulle is nie in kompetisie met mekaar nie, hulle dien mekaar. En ek gaan nou verder, wil ek bietjie na elkeen van hierdie forme van gebed gaan kyk en jou bietjie toerus en leer en help om dit beter te verstaan, maar vanoggend wil ek net 'n tree teruggee. En dit gaan oor die vraag, soos Dominee James verlede Sondag gesê het, die Here hoor ons gebede. Maar hoe hy dit antwoord, dit kan ons lang gesprekke oor hê, en vanmôre is een van daardie gesprekke. Om te sê, die Here bepaal hoe hy aanbid wil word. Ons as 'n gemeente eens oor dit. Dat byvoorbeeld wanneer ek die liturgie voorberei vir 'n Sondag erediens, skryf ek nie die liturgie, die program met jou in gedagte nie. Ek skryf dit met God in gedagte. Want dit gaan oor dat die gemeente saamkom op 'n wyse, op 'n manier wat vir die Here aanneemlik is. Hoe hy dit dan in die skrif van ons geopenbaar het, dit is hoe hy aanbid wil word. En dit sluit my en jou gebede in. Hoe ek en jy bid, word ook deur die Bybel gereguleer en bepaal. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? So, maar daar's 'n beeld van hierdie troon. En wat ek net ter inleiding vir julle wil sê, is dat om voor die genade troon te kan gaan staan, is nie vanselfsprekend nie, broer en suster. Maar wat is ons vertrekpunt as mensdom? Jy is in wat gebore? Sonde. Dit beteken dat die troon van die Here is 'n troon van oordeel. Dis 'n troon van oordeel. En ek en jy verdien daardie oordeel, want ons het teen God gesondig. Dit is ons vertrekpunt. Dit is wat die troon eintlik is, want God is heilig. Daarom kan God nie jou sonde net oorsien nie. Daarom kan hy nie net die sonde vergewe vir somme nie, want dan is dit teen sy karakter, en God kan homself nie verloon nie. Dit leer die Bybel vir ons. En net vir julle 2 voorbeelde saamgebring, julle kan dit net neerskryf, en dit is kort, dit is net inleiding. In Matteus 25 vers 31, dan kry ons hierdie beeld van Christus wat sit op die troon, en dan skei hy die bokke van die skape. Hy oordeel. In Openbaring kry jy dieselfde gedagte. Openbaring 20 vers 11 en 12 sien Johannes die groot wit troon, en dan word die boeke oopgemaak, en in die boeke staan elke liewe ding wat jy gedoen het, en jy word geoordeel volgens daardie dade. Vreesaanjaend. Vreesaanjaend. Jy gaan geoordeel word volgens jou werke. En daar staan jy ontbloot. Elke daad, elke gedagte, elke liewe ding wat jy gedink het of gedoen het, wat in stryd is met die wil van die Here, is daar in daai boeke opgeteken. Dis die realiteit, dis jou vertrekpunt. Maar die Nuwe Testament leer ons dat iets besonders plaasgevind het. En dit is wat ons vanmôre kom vier by die nagmaalstafel, dat die Here Jesus Christus mens geword het, die persoon van die Seun, dat hy aan die kruis gaan sterf het in my en jou plek. Met ander woorde, die oordeel is gevel. Christus het daardie oordeel gedra. Met ander woorde, wanneer jy vergewe word en ek vergewe word, is dit nie net vir somme nie. Dit is omdat iemand gestraf is. Iemand is gestraf. En daarom verander die karakter van die troon nie. Dit bly 'n heilige troon, maar jou posisie voor daardie troon verander.
En God is nie meer jou regter nie, broer en suster. In Christus word God jou Vader, wat hom oor jou ontferm. Dit is genade. Dit is genade. So ek wil net hê julle moet vanmôre hoor ter inleiding, gebed is 'n absolute voorreg. Om voor God se genade troon te kan gaan verskyn is nie vanselfsprekend nie. Dit is 'n voorreg vir enige gelowige, vir enige gemeente, vir enige huisgesin, vir enige individu. Dit is 'n voorreg. So, hierdie waarheid wil ek net 'n tweede vraagie vra. Ons wat in Afrikaner huise groot geword het, en soos ek al met julle gesels het oor my eie ouma en hoe ek groot geword het in daai klas van goed, is Christendom deel daarvan. Meeste van ons het in die kerk groot geword, of weet ten minste waar jy was al in 'n kerk in jou grootwordjare. Met ander woorde, Christendom vir baie van ons is iets wat ons geërf het. Maar hier is nou die vraag, gemeente. Het jy dit al jou eie gemaak? Het jy dit al jou eie gemaak? Of is dit net die geloof wat jy by jou ouers geërf het? En daarom sit jy hier. Daarom neem jy deel. Daarom het jy kerklike taal en al die dinge aangeleer, want dis iets wat jy geërf het, dis wat jy ken. Maar wanneer jy by die nagmaaltafel kom sit, is die vraag, het jy dit jou eie gemaak? Glo jy dat sy liggaam gebreek het tot volkome versoening? Glo jy dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van jou sonde? Daarom as iemand vir jou vra, hoekom is jy in die kerk, moet die antwoord nie wees, dis omdat ek so groot geword het nie. Dan is jy 'n kultuurchristen. En dis 'n baie moeiliker persoon om te oortuig dat hulle eintlik nog verlore is as 'n ateïs. Want hulle dink hulle saak met God is reg. Dit is gevaarlik, broer en suster, want dit is 'n valse sekuriteit. Dit is 'n valse sekuriteit. Daarom vra ek vanmôre vir julle. Het jy alself in opregtheid jou lewe oorgegee aan die heerskappy van ons Here Jesus Christus? In opregtheid. Is daar vrug in jou lewe wat getuig van 'n wedergebore hart? Want die vrug is nie wat jou in die hemel bring nie, vrug is die bewys van jou wedergebore hart. So wat 'n tipe vrug dra jy? Wat sien mense as hulle na jou lewe kyk? Hierdie vraag is nie bedoel om julle te ontstel of onseker te laat nie. Die vraag is bedoel om vir jou juist sekerheid te bring, want wanneer jy dit doen in opregtheid, dan sê die Bybel, jou sonde is vergewe. Jy is met God versoen. Christus beklee jou met sy geregtigheid, want ek en jy het geen vroomheid van ons eie nie. 0. En dit verander alles, ook hoe ek en jy bid. So kom ons gaan na Psalm 141 asseblief. Dis 'n Psalm van Dawid en dan skryf hy, ek roep na U, Here, kom tog gou na my toe. Luister tog na my en ek roep na U. Vers 2, mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer. Die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand. Sit 'n wag voor my mond, Here, en hou tog wag oor wat ek sê. Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met manne wat onreg doen nie, en dat ek nie deelneem aan hulle feeste nie. Nou, hier wil ek net vir julle sê, hierdie gaan oor simboliek, en dis hoekom ons op 'n paar plekke in die Bybel na gaan kyk, want ek wil hê met hierdie gedagte van wierookoffer moet jy in jou kop vasmaak. Dat in die Ou Testament het wierook 'n spesifieke rol gespeel in die tempeldiens en meer spesifiek in die tabernakel, by die plek van ontmoeting, met ander woorde daar waar die gordyn gehang het, daar het hulle hierdie wierookoffer gaan sit en dat dit 'n aangename reuk gegee het vir God. En Dawid gebruik daardie simboliek om te sê, soos daai rook opgaan na die hemel toe, so wil ek hê my gebede moet wees. Maar hier is nou die kruks van die saak. As jy gaan na Eksodus 30 toe, daardie wierookoffer moes spesifiek aan mekaar gesit word, deur 'n vakman, iemand wat weet wat hy doen. Dis nie net op jou eie meriete of op jou eie terme wat jy dit kan doen, of sommer net die goedjies by mekaar slaan en dan die brand steek nie, dit was baie spesifiek. So kom ons lees dit gou-gou saam. Ek wil net iets kort hieroor sê. Vers 34, Eksodus 30, vers 34. Die Here het verder vir Moses gesê, vat die volgende gierige speserye in gelyke hoeveelhede: hars, naaltjies, galbanum en suiwer wierook. Hoor julle ook hierdie mengsel is baie spesifiek. Ek wil hê julle moet hoor, God bepaal
hoe hy aanbid wil word, nie ons nie. God bepaal. So hy gee die bestanddele, hy gee die speserye en hy spesifiek daaroor, julle met 'n sekere hoeveelheid met julle bymekaar sit. En Galbanum wil ek net ietsie kort oor sê. Galbanum is 'n baie bitter kry. Hy gee 'n baie onaangename reuk op sy eie. En die rabbynse tradisie het gedink dit gaan oor die sondaar. Dit is die teenwoordigheid van die sondaar tussen die regverdiges wat kom aanbid. Want op sy eie stink dit. Maar as dit deel is van die geheel, dan gee dit 'n aangename reuk. Dis 'n ongelooflike simboliek, maar hier is 'n teks wat jy sal lees en dan dink jy, "Ag, is maar net 'n ritueel." En hoekom worry die Here oor wierook? Julle gaan nou sien hoekom. So vers 35, berei dit dan as 'n wierookoffer, meng dit soos 'n vakman dit doen, dit moet gesout wees, rein en gewyd. Waar kom dit vandaan? Levitikus 13 vers 2, wat gaan oor sout is 'n teken van die verbond. Nee, herinnering aan die verbond wat die Here gesluit het met Israel. So daarom was baie van hulle goed gesout. Wanneer hulle die sout gooi, en as jy dit nou vat, Nuwe Testament toe, wat moet ek en jy wees van die wêreld? Sout. Sien julle die simboliek? Wonderlik, okay? 36. Vryf dit fyn tot 'n poeier en sit daarvan neer voor die getuienis. In die tent van ontmoeting waar ek jou sal ontmoet. Die wierookoffer moet vir julle besonder gewyd wees. Wat die wierook betref wat jy voorberei, niemand van julle mag dit volgens dieselfde voorskrif vir homself voorberei nie. Dis 'n vreemde stelling, jy mag dit nie vir jouself voorberei nie, dit hoort by die plek van ontmoeting. En julle moet nou daai taal mooi onthou, die plek van ontmoeting. En jy mag dit nie vir jouself voorberei nie, dit moet gewyd wees vir julle, aan my die Here gewy. Enige iemand wat so 'n mengsel voorberei om aan te ruik, moet van sy volk afgesny word. Nou weer eens, jy kan dink, "Sjoe, Here, dis bietjie kwaai. Hoekom iemand wat nou wierook mee Peter moet sommer afgesny word van sy volk?" Dit gaan oor openbare verset teen God se opdragte, veral rondom aanbidding. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. Goed, kom ons gaan Openbaring toe. Openbaring 5. Julle sien die opskrif gaan oor die lam is waardig om die boeke oop te maak. En dan gaan ons na vers 8 toe, wanneer die lam nou kom, en jy sien weer hierdie groot wit troon, die mense word voor die troon gebring, hulle gaan geoordeel word volgens hulle werke, en dan lees ons vers 8. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. En elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook. En dan gee dit 'n definisie. Hierdie wierook is die gebede van die gelowiges. Gemeente, onthou julle in Hebreërs het ons geleer, dat dit wat in die Ou Testament vir Israel gegee is 'n skaduwee van die werklikheid. Dis 'n afbeelding van dit wat in die hemel eintlik plaasvind. En hier sien jy die vervulling. By die nagmaalstafel, broer en suster, het ek en jy nie 'n wierookoffer om my en jou te herinner om God te ontmoet, of hoe die Here ontmoet wil word nie. Dit gaan primêr daaroor dat nou, soos wat ek en jy sit, as ek en jy bid, broer en suster, dan word my gebed vir God gegee in die hemel, nou, as 'n offer. En dit gee vir hom 'n aangename reuk. Daarom sê Jesus, hulle sal aanbid in waarheid en in gees. Jou gebede, nou soos wat jy hier sit, is vir God kosbaar, mits dit vir God aanneemlik is. So kan jy verkeerd bid? Absoluut. Jy kan verkeerde bestanddele in jou gebede inwerk, en daarom wil ek vanoggend vir jou bestanddele gee, uit die skrif uit. Wat leer die Bybel vir ons oor hoe om tot God te nader? So ek wil net hierdie mooi, die strikkie vasmaak. Die wierook is net 'n simbool. Dis net 'n simbool, soos wat die rook opstyg na die hemele toe, so gaan my en jou gebede na die hemel toe, en dit word voor God daar gebring as 'n offer. Nou, soos ek en jy hier sit, in jou binnekamer, wanneer jy as 'n gesin saam bid, jou skietgebede word vir God gegee, nou, deur Jesus Christus. Dit is 'n voorreg, gemeente. Dit is ongelooflik. Want wat gaan ons in die hemel doen? Ons gaan die Here loof en prys tot in alle ewigheid. Ons gaan intimiteit met God geniet tot in alle ewigheid. So as ek wil net hê jy moet mooi ding verstaan, as dit nie vir jou gaan oor intimiteit met die Here nie, hierdie Christen ding, dan mis jy die punt, want dan gaan jy nie van die hemel hou nie. Hoor jy dit? Dan gaan jy nie van die hemel hou nie. As dit vir jou gaan, en hier is, ek sê vir my vrou in my voorbereiding,
Ek dink Francis Chan was die outeur wat hierdie woorde neergeskryf het waar hy gevra het, as gelowige mense in die kerk, enigiemand die hemel kon kry met al jou geliefdes hier op aarde wat jy na in die hart dra, en al die lekkernye wat jy hier op aarde geniet, en die realiteit van geen dood, en geen lyding, en geen hongersnood, ensovoorts, hoeveel mense dink julle sal opteken vir daardie hemel? Selfs al is ons Here Jesus Christus nie daar nie. Selfs al is Jesus nie daar nie. Dit gaan oor intimiteit met die Here. Dis hoekom ek wil hemel toe gaan. Ek wil by God wees. Al hierdie ander goed is 'n bysaak. Dis wonderlik, maar dis nie die punt nie. En as dit vir ons die punt raak, broer en suster, dan het ons 'n probleem. Dit gaan oor hom. En dit het nog altyd gegaan oor hom. Jy is geskape vir intimiteit met hom. Dis jou skepingsdoel. En sonde versteur dit, breek dit, en in Christus word dit herstel. Besef julle dit? So ons nader tot God op sy terme, en dan wil ek net vir julle so uittreksel gee uit hierdie boek uit. As julle hierdie boek wil koop, asseblief kom gesels met my, is net R120. Hierdie boek is ongelooflik diep. Ek het lanklaas 'n boek gelees wat my in trane het, en hierdie boek het my in trane, en ek gaan vanoggend iets vir julle lees oor hoekom, oor hoe ons dink oor gebed. David Clarkson, 'n Puritein, praat oor gebed in hierdie gedeelte en struikelblokke van gebed. En dan sê hy, een van die struikelblokke wat ons baie keer ervaar, is dat ons dink die Here hoor nie my gebede nie, want jy kyk na vorige gebede in jou lewe, en dan het die Here dit nie geantwoord soos wat jy graag wou gehad het hy moes, of soos wat jy gedink het hy gaan nie, en dan het ons nou die gevolgtrekking, hy hoor my nie. En daarom bid ek nie. En dan sê hy, ons moet begin anders dink oor hoe ons God se antwoord sien, beleef en ervaar. Hy vra die vraag, gemeente, ek as individu, dink jy dit is niks om God te behaag nie? En te doen dit wat vir hom vreugde verskaf nie? En te doen dit wat reg is in sy oë nie? Wat 'n aangename reuk vir hom gee nie? Soos wierook. Of om toegelaat te word tot 'n intieme gemeenskap met die Here, waar jy met vrymoedigheid met hom kan praat, soos iemand praat met 'n vriend, of 'n kind praat met sy vader. Beteken dit vir ons niks nie? En hier is die vraag wat my geruk het. Veronderstel, jy sou geen ander voordeel uit gebed kry nie. As intimiteit, is dit nie reeds 'n ongelooflike antwoord op jou gebed nie? As jy niks anders uit dit uitkry behalwe intimiteit nie, is dit nie reeds 'n antwoord op jou gebed nie? En dan gaan hy verder om te sê, dis 'n voorsmaakie van die hemel. Die hemel word vir jou oopgeskeur wanneer jy bid. Die Heilige Gees bring jou gebede voor die Vader, voor sy troon. Is dit hoe jy dink oor jou gebede? Sien ons dit maar net as 'n plig, iets wat jy moet doen? Dit is baie dieper as dit. En as ek dit kan slaag vandag, dit is wat ek na julle toe wil bring. In kort, ek wil nie vir julle elke woordjie gee nie, maar ek wil graag vir julle net dit is nou agter op die blaadjie, so as julle gou soontoe wil gaan, ter afsluiting. Wanneer is gebed soos heilige wierook, soos wat die Bybel beskryf, as ons hierdie simboliek vat, dit is vir die Here aanneemlik wanneer dit gebring word deur 'n regverdige in Christus. Beteken, ek en jy nader nie tot God op grond van my eie vroomheid nie. Ek besef ek mag net voor die genadetroon verskyn op grond van Christus se verdienste aan die kruis. Dis al hoekom ek regverdig is. Ek gaan nooit die mas opkom nie. Maar God die dank Jesus het vir jou. So iemand wat dit verstaan en uit daardie posisie uit tot God nader, is 'n goeie begin. Dis 'n goeie begin. Ons kom in sy geregtigheid en die nagmaal verkondig vanmôre, die oordeel is reeds gedra vir jou. 2. Wanneer jy bid in geloof. Geloof dryf die siel na God toe en bring rus na gebed. Weet jy, baie keer wat jy bekommerd was oor iets of spanning beleef het in jou lewe oor 'n ding en dan bid jy daaroor en dan direk na daardie gebed voel jou hart heelwat ligter. Want jy glo dit wat jy gebid het. En James het julle verlede week daar gekonfronteer, so ek gaan nie vanmôre nie, maar glo ons die dinge wat ons bid. Glo ons die dinge wat die Bybel aan ons openbaar oor wie God is en wat hy vir my en vir jou beloof. Bring dit rus. Vurigheid.
Hier wil ek net iets kort sê, want vurigheid word baie keer misverstaan. Dat mense dink vurigheid gaan oor die stem wat verhef en emosionele oordrewe gebede. Dis nie wat dit beteken nie, broer en suster. Dit gaan oor volharding. Aanhoudend. Soos die ou wat middernag gaan klop aan sy vriend se deur en sê, Jesus het hierdie gelykenis vertel en gesê, hey, ek het brood nodig, want hierdie ou het nou onverwags by my huis opgedaag en dan sê sy pel vir hom, maar voetse ek is in die bed saam met my kinders, jy pla my. En dan sê die Here, as jy gaan aanhou karring, gaan my chommy eventually vir jou brood gee, sodat jy hom kan uitlos. Hoeveel te meer jou Vader wat in die hemel is, wat lief is vir jou en omgee vir jou, as jy aanhou, vurigheid, hou aan bid, volhard in gebed, totdat die Here vir jou antwoord. Totdat hy jou antwoord. Volharding wat aanhou nader, selfs wanneer stilte volg. Dan in nederigheid, 'n gebroke hart, word by die Here ontvang. Is nie voorskriftelik in ons gebede nie, ons maak ons behoeftes aan die Here bekend, maar in nederigheid sê ons, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Dis diep. Hoor julle die postuur wat hier voorgeskryf word vir hoe jy tot God behoort te nader? Heiligheid. Gebed en 'n lewenswandel loop saam. Met ander woorde, hoe ek bid en waarvoor ek bid en die dinge wat ek vra in my binnekamer en wat in my binnekamer plaasvind en wat mense sien, loop hand aan hand. Ek lewe afgesonder vir die Here. Ek lewe afgesonder vir die Here. Dan dankbaarheid. 'n Hart wat voorsienigheid raak sien, bid anders. Net soos wat die struikelblok daar is, dat jy voel jou gebede word nie verhoor nie, is die ander kant ook waar, dat as jy kan sien hoe die Here jou gebede verhoor het, dan versterk dit jou. Moedig jou aan om verder te bid. Nog te bid. Dankbaarheid. En ons sluit dit af in Christus se naam. Want hy is die ewige middelaar. Hy is jou hoëpriester. Hy bring die offer na die Vader toe. En daarom kom ons in sy verdienste en nie ons eie nie. En wanneer dit dan so is, broer en suster, dan word gebed gemeenskap met God. Dit word gemeenskap met God. Dit word ook aanbidding. Dit word 'n voorsmaakie vir die hemel. Dit is nie oppervlakkig nie. Dit is diep. So, die nagmaal vanmôre, kom ons na die tafel toe wat 'n bevestiging is van hierdie troon van genade, dat Christus geleef het en gesterf het en weer uit die dood uit opgestaan het. Dit verkondig dat die bloed gestort is, die liggaam gebreek is, die oordeel is afgehandel. Jesus het gesê, dit is volbring. Dit is volbring. So, hieruit vloei ons gebede. Nie uit verdienste of enigiets anders nie. Ek wil afsluit deur net vir julle te sê, wanneer jy vandag na die tafel toe kom, asseblief kom na soos iemand wat reeds aanvaar is in Christus. Wat dit omarm het, wat dit uitleef. Want dit is genade en gemeenskap, intimiteit. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, soos ons reflekteer op hierdie tekste, besef ons hoe ongelooflik die Bybel is. Dat skrywers wat mekaar glad nie geken het nie, op verskillende kontinente beweeg het, dat daar 'n goue draad is van Genesis tot en met Openbaring. En dat Christus waarlik die vervulling is van die Ou Testament, en dat ons nou in waarheid en gees tot U kan nader, soos dit U behaag. Ek bid, Here, dat ons as 'n gemeente hierdie karaktereienskappe, hierdie simboliek van wierook en hoe dit heilig is vir U ter harte sal neem wanneer ons tot U nader. En wanneer ons nou na die tafel toe kom, mag dit vir ons kosbaar wees om as 'n gemeente saam te verkondig dat Jesus se liggaam gebreek het en sy bloed gevloei het tot volkome versoening van al ons sonde. Daai intimiteit, Here, wat herstel is ons grootste skatkis, ons grootste rykdom. Dit is my meer werd as enigiets anders. Dankie dat U dit vir ons geskenk het. Mag U doel met die nagmaal bereik wat ons nou saam gaan geniet. In Jesus naam. Amen.